Goeiemôre, good morning, waar jy ook al mag wees, en dieselfde vir julle twee. Baie dankie dieselfde vir jou. Dankie. Is jy reg vir die week? Maandag, hier is ons hartlike goeiemôre ook hier van my kant af en ons is opgewonde om ook hierdie nuwe oggend en week saam met julle te begin. Ons kan sien die opwinding is groot aan jou kant. Ja, nee, Al soos altyd, nee, né? ja. Soos altyd. Wel, vandag op Goeiemôre Good Morning vind ons meer uit oor waarom al hoe meer vroue geneig is om bevorderings van die hand te wys. Ons leer meer oor die adventure racing. Ons kyk na nog 'n episode van Kuns vir die Siel en hoor by 'n paar lede van die publiek wat hulle gunsteling seisoen is en waarom. En Lee Cole kom gesels oor sy nuwe enkelsnit. Voel. Ek kan jou sê watter een ek van hou, maar ek hou nie van winter nie. maar dis verseker. hoe voel jy oor? Voel. Die hele land is nou behoorlik op hol oor die opkomende toetsreeks tussen die Springbok rugbyspan en die All Blacks. Maar een man het 'n baie spesifieke doel in sig. Calvin Mercure, 'n 40-jarige mensehulpbron konsultant uit Richwood in die Milnerton omgewing, het onlangs met sy TikTok videoreeks waarin hy groot groepe mense van die publiek nader om saam met hom die Suid-Afrikaanse volkslied te sing, behoorlik opslag gemaak. Mercure het al ongeveer 42 video's geplaas, waaronder meer groepe mense by die Food Lovers Market in Dandenong, 'n Shoprite in Parklands, die Hoërskool DF Akademie in Bellville en studente van die Kaapse Skiereiland Universiteit vir Tegnologie byeengebring wat saam met hom gesing het. Dit is werklik waar iets spesiaal. Dit alles natuurlik in 'n poging om sy droom om eendag in die DHL stadion te sing te laat waar word. Kom ons kyk na een van hierdie video's van hom. Alright, so welcome to another week of my challenge where I sing the national anthem every week with the hope of singing at Cape Town Stadium when the Springboks take on the All Blacks in August this year. As you can see, I have a huge group here at Food Lovers Market in Sandown. They said they'll sing with me, but let me just double check. You guys still want to sing with me? Yes! I guess that's a yes. So here we go. Nkosi sikileni Afrika malubakanisu pololwayo Iswainitana soye Glo, hier kom 'n ding vir hierdie man. Dis so 'n lieflike gedagte, Ja, né? baie. En ek moet sê dis 'n droom van my net so terloops. Sal dit baie graag self wil doen. Annie, Om die Om die volkslied te sing voor 'n toets, ja, verseker. as daar nou ene is wat ek gedink het mense ken, wat dit kan laat realiseer, is dit nou iemand soos Annie, wat nou al soveel jare in die sportkringe Sal dit baie rond. graag wil doen. So, you've put it out there, ek beloof jou dit gaan gebeur. Daar gaan. Daar gaat Pieter? hy, daar gaat hy. beloftes so vroeg. Beloftes maak skuld, né? Of het nou gaan gebeur, of 10 jaar van nou af. Jy weet wat Annie, as jy dit nou nie gereël kry nie, gaan hy dit vir jou reël. Dis wat ek nou hier hoor. Dit sal nice wees So as ek en jou so saam seker is hy kan van sy sing. saak. Val in die ry, ou broer, ek wil ook daai enetjie doen. Maar ek dink dit net, nee, snaaks genoeg. Ons is geken daarvoor in Suid-Afrika dat ons mense se drome waar maak. Ja. En ek dink hierdie ou, dalk is dit ver gesog, of dink julle iemand gaan sê, let's give this ou 'n chance, maar dan is die ander ding, hoeveel ander mense gaan ook op 'n videoetjie spring en sê, pick me, pick me, pick me. Ek dink seker die maatstaf moet wees, eerste, kan jy sing? Ja, As jy kan sing, 100%, Ja. we'd love to have you. En ek moet ook vir julle sê, ek voel natuurlik daar's baie talent in ons land. verskriklik. Van ons Afrikaanse musikante of althans kunstenaars wat nog nie 'n geleentheid gekry het om dit te doen nie. Ja. En ek dink Baie. hulle moet 'n bietjie meer daarop fokus. Maar dan terselfdertyd Jan Alleman. Jan Alleman behoort ook 'n kans te kry as hy of sy kan sing, dink ek. Dit sal nogal interessant wees om uit die oogpunt van SARU te hoor hoe dit werk en die ouens wat hulle geleenthede reël en dan ook hoe ander unies daaroor voel. Ja. Want Ja. in Amerika is dit mos as in Amerika kies hulle enige iemand wat hom regtig kan sing. Ja. Plaaslike dogtertjie uit 'n welsinsorganisasie of 'n skool of 'n ding. Hmm. En if you can do it, dan gaan jy. Ek gaan nou vir minister McKenzie sommer 'n video call, Pieter. Dan vind ons uit of Wie? hy dalk meer weet. Wie? Ons minister van sport, kuns en kultuur. Dalk net. Big promises. Het ek dit hardop gesê. En nou weet Jy ek weet verwys. nooit. Manne ja, ouens het julle al gehoor van die shopping cart theory. Daar's met baie teorieë in. Dan sê hulle nou as jy
op hierdie manier in jou kar klim of uit jou kar uit klim, dan is jy nou so tipe mens of dit of dat. Maar hierdie is nou oor 'n trolley, 'n winkeltrolley teorie. Kan ek vir julle vertel? Asseblief. Nou ja, die sogenaamde shopping cart theory is baie interessant. Kom ek skep vir julle die scenario. Dit reën. Die afdak waaronder jy die winkel se waandjie kan los is net 'n paar meter weg. Jou inkopies is ingelaai, jou motor is lekker warm en daar is geen persoon wat jou waandjie kom haal nie. Ook geen ander mense op die parkeerterrein nie. Wat doen jy? Wat gaan jy met daai waandjie doen? Staan jy vir hom en kyk? Vat jy vir hom terug? Hier's die antwoord. Die slim mense, dis net die mense met dik brille en wit sokkies en jasse en baie penne in die sak. Sielkundiges sê dat mense wat hulle inkopiewaandjie terugneem wanneer niemand kyk nie, nie bloot net die reëls volg nie, maar dat hulle 'n karaktertoets slaag waarvan byna niemand eens bewus is nie. Navorsers sê die feit dat 'n persoon die waandjie terugneem of nie terugneem nie, voorspel integriteit beter as enigiets wat 'n persoon self oor hul karakter kan vertel. Alhoewel navorsing verder toon dat omstandighede soos hoe ver jy van die afdak parkeer is, die weer, of dalk kinders in die kar is en meeste van alles wat ander met hulle waandjies doen, 'n rol speel, is daar steeds diegene wat hulle waandjie terugneem ten spyte van die omstandighede. Nou staan ons al drie in wonder. Am I that person? Am I that person? Navorsing toon egter dat mense wat konsekwent klein ongedwonge reëls nakom, geneig is om ander groter reëls ook na te kom. Die persoon wat die inkopiewaandjie terugneem, die een wat 'n verlore beursie terugbesorg en die een wat die gimnasiumbankie ook, jy weet, mooi afvee nagebruik, is buiten verhouding dikwels dieselfde persoon wat al drie hierdie dade word deur dieselfde seldsame dryfkrag aangevuur. En wat is dit? Klein ding te doen, wanneer die wêreld uiteindelik besluit het om net te kyk, die regte klein dingetjies te doen. As die wêreld besluit, hulle kyk 'n ander pad, dan is jy die een wat die papiertjie optel of jy dit doen. Wonder. Weet jy wat noem hulle dit eintlik? Huh? 'n gees van uitnemendheid. 'n gees van uitnemendheid. Jy het my laat dink, die sêding sê, for evil to prosper, good men must do nothing. Dis dieselfde prinsip. Dis presies dieselfde prinsip. Die prinsip van, as daar 'n papier daar lê, kan jy hom optel en net 20 meter verder in die asdrom gooi. Selfe prinsip. Doen net die regte ding. Nie waar nie. Ek is so bly ek word omring deur mense van uitnemendheid. Mense met 'n gees van uitnemendheid, maar dis regtig so en ek dink dit is iets wat seker aangeleer kan word, maar ek dink ook dit het baie te doen met 'n mens se opvoeding, jy weet. So dis waarskynlik van 'n jong ouderdom af deel van jou. Weer eens nature or nurture. Daai ding wat teen mekaar beklei. What came first? Maar ons almal was ook al daar wat jy die trolley gelos het gedink het, ek sal hom next time los. Ek was daar. Eerlik. Ek was nog nie daar. Maar meeste van die eerlik. kere dan stoot ek hom nou maar terug tot frustrasie van mense wat dalk saam met my in die kar is. Maar ek gaan maar terug, kom ek terug. Ek is daai persoon by die gimnasium wat skoonmaak. Ja, ek is definitief daai persoon. Voor die tyd skoonmaak en na die tyd skoonmaak. Nee, ek is ook definitief daai en ek skaam my mors dood as ek op 'n bankie opgestaan het en 'n ou sê, Daar's daai sweetstreep. Daar's hy Pieter Koen se sweet. Ja, nee. Nie lekker nie. Dan sweet ek en dan raak dinge vir my warm. Nou ja, toe met daai gees van uitnemendheid. Dit is my gedagte vir die dag. Dankie Els. Bly net waar jy is op hierdie maandagooggend. Ons is nou weer terug met 'n lekker propvol. Goeiemôre. Good morning.